Welkom by die heel belangrikste tyd in die Christendom en dit is die Paastyd. Die tyd wat ons terugdink aan Jesus se kruisiging op daardie Goeie Vrydag. Wat ons juig saam met die engele oor Jesus wat op die derde dag opgestaan het en die graf wat oop is. En na 40 dae die heerlikheid van die hemele. Toe die hemelpoorte oopgegaan het en Jesus opgevaar het na sy Vader, na die heerlikheid aan die regterhand van die Vader, in die hemelse troon bestyg het. En nou, 10 dae daarna, herdenk ons die koms van die Heilige Gees, die uitstorting van die Heilige Gees. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie, om te besef, dat ons in hierdie tyd oor die Heilige Gees wil stilstaan en ons oopstel om opnuut vervul te word, om opnuut bekragtig te word. Dis ons hart se begeerte, is dat ons nie net van God daar ver sal weet nie, maar dat ons vir God in ons sal ken en vir hom sal ervaar en met hom in 'n verhouding sal lewe. So wat is vervulling met die Heilige Gees? Wat beteken dit om onder beheer van die Heilige Gees te lewe? Ons wil daarby 'n bietjie stil staan. En my hartse gebed is dat jy in hierdie Pinkstertyd ook wat voorlê, vir God die Heilige Gees al beter en beter gaan leer ken. En ek wil vir jou aanmoedig om miskien hierdie boek te bestel. Dis 'n boek wat presies gaan oor wat die Bybel sê oor God die Heilige Gees. En hierdie is net 'n opsomming, wil ek amper sê, in 30 dagstukkies oor 30 waarhede oor God die Heilige Gees. So hierdie boeke is beskikbaar. Jy kan dit by ons bestel net. As jy die telefoonnommer wat ek nou vir jou gaan gee, is 'n WhatsApp nommer waar jy net vir ons 'n boodskapie kan stuur. Ons telefoonnommer is 079 195 1586. Stuur gerus vir ons net 'n versoek en dan sal ons reël dat die boek by jou uitkom. Ag, my hartse gebed is maar net deur die boek, deur hierdie boodskappe, deur elke ander manier wat ons op sosiale media het, op Instagram of op Facebook of op X, dat hierdie boodskappe net vir jou geestelik gaan verryk en dat jy 'n nouer verhouding met God gaan ervaar en jy gaan beleef hoe daar 'n nuwe vrug in jou lewe gaan kom, hoe dat die Gees deur jou begin werk, hoe godsdienst vir jou nie net maar net 'n klomp rituele is en 'n klomp vorm godsdienstige dade nie, maar dat jy beleef dis 'n verhouding, dat God die Heilige Gees in jou woon, dat hy deur jou werk, dat hy in jou is, dat hy met jou praat, dat hy jou gebruik, dat hy jou met sy gawes toerus, dat hy vir jou wil gebruik. Ja, God is 3, maar hy is 1. En hierdie God het jou lief as Vader en as Seun Jesus en as Heilige Gees. En hy wil jou hele lewe vervul en jou lewe beheer. Ag, ek onthou ook in my eie lewe was daar so 'n fase dat ek so geestelik frustreerd was. Dat ek net gevoel het hier's 'n dors en 'n soeke in my binneste en ek soek na meer en ek soek na die Here en ek soek na hierdie vervulling in my hart wat ek net nie kry nie. Ek sukkel om te bid. Ek sukkel om te getuig. Ek het my lewe vir die Here gegee en gesê, hier is ek wil vir u voltyds getuig. Ek wil u dienaar wees. En na 6 jaar besef ek van studies, ek het nog niks vir die Here eintlik gedoen nie. Ek het nog vir niemand na die Here toe gelei nie. Ek het vir niemand van regtig gehelp geestelik nie. Ek het net besef, ek is frustreerd omdat ek voel ek is nie altyd op die regte tyd, op die regte plek nie. Ek hoor ouens sê, hierdie wonderlike ding het gebeur, dan was ek nie daar nie. Of ek moes skielik net besef, hoekom het ek nie soontoe gegaan nie, of hoekom het ek dit nie gedoen nie? Ek verstaan nie die wil van die Here nie. Ek hoor nie sy stem nie. Ek is onseker of dit die Here is wat met my praat. Is dit my eie stem? Is dit die Here se stem? Ek het so onduidelik, ek het verwarring, weet of ek binne die Here se wil is eers nie. Nou, ek kan net sê, dit vandag weet ek, was die soeke en die verlange na die beheer van die Heilige Gees. Ek moes by 'n punt kom wat ek oorgee en sê,
Ek wil nie meer lewe nie, kom lewe U in my, o Heilige Gees. Ek sterf in myself, my eie planne, my eie wil, my eie dinge, en kom vat U oor in my met U plan en U wil en U volmaakte werke. Ken jy die volheid en die beheer van God die Heilige Gees? Het jy al 'n ooreenkoms met hom gemaak of twyfel jy? Soos ek ook vertel het dat ek daai dag toe die dominee vra, sal jy almal opstaan wat seker is, hulle is vervul met die Heilige Gees. Ek vir eerste maal onsekerheid ontdek het. Besef ek twyfel. Ek weet nie. Ek ken nie die Heilige Gees nie. Ek het nog nooit gebid of gevra of met hom 'n ooreenkoms gemaak nie. Die Heilige Gees is vir my 'n vaagheid, 'n krag of 'n invloed of iets. Is my iets. Nie 'n persoon nie. Nie die derde persoon van die drie-eenheid nie. En dis juis nou in die bedeling vanaf die hemelvaart tot met die terugkoms uit die hemel, die wederkoms, dat ons sien dat God Heilige Gees op die voorgrond is, dat dit hy is, dat God Heilige Gees met ons praat en met ons werk, ons helper is, ons toerus, vrug in ons lewe bring, verandering bring, oorwinning bring in ons lewe, wat vir ons help om te bid en te getuig en te weet wat God se wil is, sy stem te hoor en met hom te leef en om te ervaar as 'n realiteit in ons lewe. Het jy hierdie vervulling met die Heilige Gees? Is dit vir jou 'n werklikheid? Weet jy, jy leef onder beheer van die Heilige Gees 24/7. Elke dag, hy's by jou, hy's met jou, hy's jou helper, hy's jou bystander, jou parakletos, jou advokaat, die een wat vir jou intree, die een wat vir jou help. Wat is vervulling met die Heilige Gees? Daar's groot verwarring en onsekerheid daaroor. Natuurlik sal die vyand ons wil verwar, ons ontspoor. Ons sal allerlei snaakse goeders indruk. Die Jesus wat jy liefhet, die Vader wat vir jou sorg, is die Heilige Gees in sy liefde en in sy sorg wat by jou en in jou wil woon. Nie 'n vreemde snaakse krag of 'n invloed nie. Baie mense het soveel onsekerhede omdat hulle nie verstaan wat vervulling met die Heilige Gees is nie. As jy na die Bybel gaan, dan sê jy sien daar's baie verskillende uitdrukkings wat eintlik alles neerkom op laat die Gees jou beheer. Of dit doop is, of dit vervulling is, of dit bekragtiging is, of dit salwing is, of dit beheer is. Dit gaan daaroor dat jy nie meer in jou ou natuur in beheer is nie, maar dat die Heilige Gees jou lewe nou beheer. En dit gebeur ook as jy 'n ooreenkoms maak. Nou weet ek daar's mense wat ook al sê hulle het probeer om met die Heilige Gees ooreenkoms te maak, maar dit werk nie. Vra hoekom sê jy so? Omdat hulle dink vervulling met die Heilige Gees is een of ander emosie of ervaring, belewenis. Nou sê sy vir my, sy bid en dan wag sy en dan kry sy nie daai warm gevoel nie of sy kry nie daai belewenis nie. Iemand anders het toe hy vir die Heilige Gees vra om die beheer te neem, het hy 'n ervaring gehad, het hy 'n belewing gehad, het hy 'n krag gevoel, het hy 'n liefde oor hom voorspoel, het hy gevoel sy krag gee in en hy kan nie meer eens op sy voete staan, het hy 'n belewenis gehad dat hy in tale begin praat. En nou wil dit nie gebeur nie. Nee. Moenie vir die Heilige Gees wil voorskryf wat 'n ervaring of belewing hy vir jou moet gee nie. Dit gaan nie daaroor, dit gaan oor dat hy jou beheer. En dat hy in beheer is van elke woord en verhouding en optrede en deel in ontspanning en sport en watter aspek van jou lewe. Hy wil jou volkome beheer. Hy wil nie net vir jou 'n belewenis en ervaring gee wat oor is en dan is dit uit en dan is dit weg nie. Daarom staan daar eintlik, as jy nou kyk na die oorspronklike Grieks, staan geskrywe in die direktiewe imperatief staan daar die opdrag in Efesiërs 5 vers 18. Word vervul met die Heilige Gees, laat die Gees julle vervul, is 'n opdrag wat eintlik vertaal moet word. Word voortdurend deur vervul met die Heilige Gees. Laat die Gees julle voortdurend deur vervul, beheer. Laat die Gees julle lewe oorneem. En is nie net eenmaal nie. Dis 'n voortdurende oorgawe en 'n voortdurende kies teen jou ou natuur en 'n elke dag se opneem van jou kruis en sterf in jouself sodat die Heilige Gees in jou lewe kan oorneem en beheer.
Dis die wonderlike daarvan. As jy gaan kyk na die Efesiërs 5 vers 18 opdrag, dan staan daar vooraf, moenie dronk word van wyn nie, moenie onder die invloed van alkohol kom nie, moenie dat julle deur drank so beheer word dat julle julleself te buite gaan nie. Nee, laat die Heilige Gees julle beheer. Kom onder die invloed van God se alkohol, God se Gees, van sy invloed. Dan verander 'n mens. Dan het jy skielik vrymoedigheid soos daai disippels wat te bang was. Nou het hulle moed. Hulle het manne moet om uit te gaan in hierdie wêreld en te getuig. Petrus wat te bang was om te getuig, het nou nie meer vrees nie, want hy het die krag van die Heilige Gees wat hom nou in staat stel en vir hom help om dit te kan doen en om te kan getuig en 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Nou is die Gees in beheer en die vrug van die Gees kom nou in my lewe. Nie meer my selfsugtigheid, my humeurigheid, my kort van draad, my selfsugtige lelike vloek. Alles wat sleg is, kom van nature uit my uit. Maar nou het ek gekies. Ek kruisig myself. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. Sy Gees het nou kom oorneem. Nou is hier liefde in my lewe wat ek nie van nature het nie. Die vrug van vrede, van blydskap, van vriendelikheid, van goedhartigheid. Ek is van nature geïrriteerd. Ek is van nature kort van draad. Nou gee hy vir my selfbeheersing. Nou gee die Gees vir my lankmoedigheid, geduld, aanhou, deursettingsvermoë, nederigheid. Is dit nie wat ons nodig het nie, dat die Gees ons sal beheer, dat die Heilige Gees ons sal vervul en elke aspek in my lewe gaan daardeur geraak word. Jy kan mooi gaan kyk as hy in Efesiërs 5 vir ons verduidelik wat geesvervulling is, dan gaan jy sien, dit gaan nie net oor ietsie hier wat ek beleef nie, maar dit is soos onder die invloed van alkohol. Nou het ek vrymoedigheid, nou het ek moed, nou staan ek op en ek is nie meer skaam nie, nou is ek soos 'n ou wat onder die invloed van drank is. Nou praat hy en hy reik uit na mense en hy's lief vir mense en hy gee geld, sy hand is oop, hy betaal vir almal, hy's net anders. Moenie onder die invloed van drank kom nie, maar laat die Gees julle vervul. Kom ek lees dit vir jou, Efesiërs 5 vers 18. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dis geesvervulling. Nou gaan dit nie meer oor jouself nie. Nou gaan dit oor die Here. Nou fokus jy op hom. Nou begin jy hom loof en prys. Nou begin jy vir hom lewe, vir hom eer, vir hom gehoorsaam. Dit kring uit. Daar's nou lofliedere in jou hart. Daar's nou 'n fokus op die Here, nie meer op jouself nie. Luister wat hy verder sê. Hy gaan aan en sê in Efesiërs 5 vers 33. Laat die Gees julle vervul en elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet. En 'n vrou moet aan haar man eerbied, respek betoon. Nou gaan jou huwelik anders lyk. As die Heilige Gees jou vervul, gaan jou man dit agterkom, jou vrou gaan dit agterkom. Julle huwelik gaan anders word. Julle gaan nie meer selfsugtig net wil hê en eis en ongelukkig wees en kwaad wees en vir geld nie. Nee, nou gaan dit oor die ander persoon. Hoe kan ek haar lief hê? Hoe kan ek hom meer dien? Hom meer respekteer, vir hom gelukkig maak, vir haar gelukkiger maak? Hoe kan ek liefde betoon? Dit is geesvervulling. Hy gaan aan om te sê, dit gaan ook jou verhouding, as die Heilige Gees jou vervul, dan gaan dit jou verhouding, jy gaan onder die invloed van hierdie alkohol kom, ook nie net in die huwelik nie, maar ook in jou gesin. Daarom sê Efesiërs 6 vers 4, Vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaaning, soos die Here dit wil hê. Kan jy sien, nou gaan die geesvervulling. Ek gaan jou kinders vra en hulle gaan sê, my pa se gees vervul. Hy het nou reg met my gepraat, ek het droog gemaak, ek het dit en dat verkeerd gedoen. Maar weet jy die manier hoe hy dit hanteer het, het net die Here daarin gesien. Maak julle kinders groot met tug en vermaaning. Praat met hulle oor die woord.
Wys vir hulle die riglyne van God. Leer hulle die 10 gebooie se konsekwensies. Wys vir hulle die reëls waarbinne hulle moet beweeg om die duiwel nie plek en vashou aan hulle lewe te gee nie. Ja, as jy geesvervuld is, gaan jy 'n mooi verhouding met jou kinders hê. Jy gaan vir hulle lief hê. Jy gaan hulle nie opstandig maak nie. Jy gaan in 'n mooi verhouding hulle beïnvloed dat jy soos klei, sagte klei hulle kan vorm in jou hande. Gaan uitkring in jou werksituasie. As jy geesvervuld is, kan ek nie net jou vrou of jou man of jou kinders gaan vra of jy geesvervuld is nie. Ek kan jou kollegas gaan vra. Hulle sal vir my sê of jy geesvervuld is, want hy sê eienaars behandel Efesiërs 6 vers 9. Eienaars behandel julle slawe, julle werkers met dieselfde gesindheid. Hou op om hulle te dreig. Dink daaraan dat die Here in die hemel hulle Here en ook julle Here is. En die Here trek niemand voor nie. O, laat daar mooi verhoudinge by die werk wees, laat jy regverdig is, dat jy reg optree, dat jy jou werkers reg behandel, dat jy 'n mooi verhouding met hulle het en geestelik in hulle lewe inbou, dat hulle die Here in jou lewe sal sien, dat hulle die Here sal hoor as jy praat, manier hoe jy optree, hoe jy probleme hanteer, onder die Gees se beheer. Dis God se plan vir ons. Dis wat dit beteken om geesvervuld te wees. Maar vra jy, waarom is mense nie vervul nie? Ons weet, ons het gesien. Mense is nie geesvervuld nie omdat hulle onkundig is. Hulle weet nie mooi wat die Bybel sê nie. Hulle weet nie mooi wat leer die Bybel oor God, Heilige Gees, oor die derde persoon van die drie-eenheid. Dis soos daai mense wat Paulus bygekom het in Handelinge 19 lees ons daarvan, wat al vir hoeveel jare lank is die Heilige Gees uitgestort, maar hulle weet nie van die Heilige Gees nie. Hy het nie vir hulle 'n werklikheid geword nie. En dan bid Paulus vir hulle. En hy lê die hande op en hy vra dat die Gees die beheer moet oorneem. En dan verander alles. Dan begin hierdie klein groepie van 12 begin nou groei, getuig, dat daar staan omtrent die hele klein Asië het die evangelie van Jesus Christus gehoor. Dis die gevolge van 'n geesvervulde lewe. Dit het uitgekring na buite, al wyer, al verder, al meer en meer. Dis die wonderlike dat die Heilige Gees wil kom om vir ons in staat te stel, om te doen wat ons uit onsself nie kan doen nie. Uit ons eie ou selfsugtige natuur het ons weerstand en het ons probleme. Maar as die Gees ons vervul, dan word ons fonteine wat dit nie kan keer nie, dan begin ons praat en dan begin ons oorloop en ander mense seën en ons reik uit na hulle. Ons is nie langer meer selfgesentreerd nie. Maar mense is onkundig. Mense weet min van die Heilige Gees. Gaan lees 'n slag Handelinge en die evangelies en gaan lees in Handelinge oor die uitstorting van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees begin oorneem het in hierdie bedeling na Jesus hemel toe is. Hoe dat hy as Heilige Gees vir hulle begin opdragte gee, begin stuur, begin waarsku, begin lei, begin oplossings gee, begin wysheid gee, hoe sy gawes begin funksioneer, hoe mense se lewens verander, dat ander sal sê, maar ons wil ook die Here leer ken wat ons in jou sien. Kan jy verstaan die wonderlike daarvan? Maar dat mense geesvervuld is, omdat hulle verstaan hoe lief die Here hulle het en hoe hy hulle wil beheer en hulle wil gebruik in sy diens en hulle getuies wil maak. Maar mense is nie geesvervuld nie omdat hulle onkundig is, maar weet jy wat is 'n ander rede? Mense gee plek vir sonde. Jy moet weet dat God, Heilige Gees is heilig. Daar's nie plek vir sonde en die Heilige Gees nie. Daarom dat Efesiërs 4 vers 30 sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. As jy sonde toelaat, gaan jy die Heilige Gees hartseer maak. Dis teen sy aard, dit's teen sy wil. Hy wil jou juis help om sonde te oorwin. Hy wil jou help om reg te lewe, om met die mooi vrug van die Gees ander mense lief te hê en blydskap en vriendelikheid uit te dra en selfbeheersing en nederigheid. Dis wat hy wil doen. So laat hom toe om jou te beheer. Want as jy jou ou natuur gaan toelaat, dan gaan jy lees daar in Efesiërs 4, waar hy verduidelik, hy sê dan word mense oneerlik.
dan kom hierdie ou natuur uit en hy lieg. En hy is selfgesentreerd en liefdeloos en wil nie uitreik na ander nie en wil nie gee nie en wil nie help nie en wil nie ondersteun nie en wil nie dien nie, want my ou natuur is in beheer. Ek beteken vir die Here niks nie, want ek leef net vir myself. So die ander groot rede is, mense is nie geesvervuld nie, omdat hulle dink die gees is tevrede met sonde. Jy kan nie geesvervuld lewe as jy plek gee vir ongehoorsaamheid, vir liefdeloosheid en selfsugtigheid en gewilligheid om te dien en lief te hê en uit te reik nie. Ja, weet jy, die ander belangrike rede is, mense is nie geesvervuld nie omdat hulle eiewillig en selfsugtig wil wees. Hulle wil nie oorgee nie. As ek dink aan my eie lewe, toe ek by die punt gekom het en verstaan het, jy moet nou die beheer oorgee van jou lewe, wat jy self beheer het vir hoeveel jaar, het jy gemaak soos jy wil. Nou moet jy sê, Jesus, U is die koning van my lewe, U dra die kroon, nie meer ek nie. En ek gee nou oor dat die Heilige Gees my lewe kan beheer. Die oomblik toe ek dit wou doen, toe kom ek agter, hierdie ou natuur wil nie oorgee nie. Hy wil in beheer bly. Hy klou vas aan my lewe. Hy wil nie toelaat dat ek nou aan die Gees oorgee en in God se plan inpas en doen wat God wil hê en die Heilige Gees toelaat om deur my te werk nie. Ek onthou, ek het verstaan toe ek begin insien het dat God Heilige Gees wil nou my lewe beheer, dat ek hom die reg moet gee, dat ek met hom 'n ooreenkoms moet maak, dat ek moet vra, die Heilige Gees, ek maak nou met U 'n verbond. Ek kies teen my ou natuur en ek kies vir U beheer in my lewe. En daai oggend toe ek daar gaan sit het, vir die eerste maal hoor ek kon nie gisterand opstaan en sê ek is vervul met die Heilige Gees nie, want ek is nie vervul met die Heilige Gees nie. Ek ken nie die Heilige Gees nie. Ek het hom nog nooit die reg gegee om my lewe te beheer nie. Ek het hom nog nooit gevra om my te vervul nie. Besluit ek daai volgende oggend staan ek op vroeg, kon nie slaap daai nag nie. Na een kant gaan sit op my eie daar langs 'n waterstroompie. En op daai klip het ek vir die eerste maal gesê, Heilige Gees, kom vervul my en neem die volle beheer van my lewe. Maar die oomblik toe ek dit sê, toe is hier opstandigheid in my hart. Toe is hier 'n geveg, toe is hier 'n stryd, toe is hier 'n ander stem wat sê, moenie dit sê nie. As jy jou lewe nou aan die Heilige Gees oorgee, gaan hy alles wat lekker is van jou wegvat. Jy gaan nooit weer kan lag nie, jy gaan nie die lewe kan geniet nie, nou gaan dit swaar wees, nou gaan hy al die slegte dinge vir jou gee. En ek weet vandag, dis my ou natuur wat nog beheer wou wees, wat wil vashou en nie oorgee nie. By ouend het ek gesê, ag Here God, U is 'n God van liefde, ek kan U vertrou met my lewe en met my geluk en met my blydskap en met my toekoms. Kom vul my, kom vat net die volle beheer van my lewe. Die oomblik toe ek dit sê, toe kom hierdie ou natuur weer in opstand te sê, moenie dit sê nie. As jy dit sê, gaan jy nooit mag trou nie. En in daai stadium was dit 'n ander ding in my lewe. Ek was verlief en ek wil graag trou en ek wil graag die liefde van 'n vrou leer ken en ek het so begeerte om te trou. En ek sit skielik in 'n stryd. As die Here dan vir my wil vervul, dan gaan ek nie moet trou nie. Dan moet ek soos Paulus alleen deur die lewe gaan. Dan gaan ek my wysie moet afsê. Daardie stryd in my hart. Op die ouend het ek besef ek moet kies. Ek moet kies en ek moes vir Isak vat en ek moes haar op die altaar sit en ek moes haar offer. En toe die Here voorsien en haar teruggegee vir my. Maar die Here het geweet, ek het gekies dat ek hom liefhet bo almal en bo alles. Hy kan nou my lewe beheer, sy Gees kan nou oorvat. En toe het ek gesê, Gees van God, kom vervul my, al moet ek alleen deur hierdie lewe gaan en al mag ek nooit trou nie en sal U nooit vir my 'n vrou stuur nie. Here, dan wil ek U dien en ek wil U volg en ek wil U gehoorsaam. Kom vervul my net. En die oomblik toe dit sê, toe die ou natuur sy laaste kaart gespeel en weer gesê, moenie, as jy oorgee, gaan die Here vir jou China toe stuur en ek is bang vir China en bang vir weggaan en ek sê nee Here, ek kan nie oorgee nie. By ou end, lang storie, het ek gesê Here,
U kan nou met my maak wat U wil. U kan my stuur waar U wil. U kan my gebruik waar U wil. Ek is in U diens. Ek is nou in U plan ingeskakel. Vervul my net. En toe die vrede gekom en die beheer van die Gees. My lewe het begin verander. Ek het sy stem gehoor. Ek het sonde begin oorwin. Ek het krag gekry om te getuig, krag gekry om sondes te oorwin en om krag te kry om te kan bid vir iemand. Te ervaar net dat God se plan het ingeskop. God se Gees het nou oorgeneem. En ek wil vir jou vra, luister wat staan aan Lukas 9:23. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. As jy vir hom wil vra om nou die beheer oor te neem. Hy sê in Lukas 11:13, as julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Die Vader in die hemel nog baie meer, hy sal die Heilige Gees gee vir die wat vra. Here Jesus, ons kom vra dat U Heilige Gees nou die beheer van ons lewe sal oorneem. Ons sterf in onsself, ons kies teen ons ou natuur en ons neem ons kruis op en ons kom in gehoorsaamheid agter U aan en ons vra dat U ons lewe sal vervul, o Heilige Gees. En dankie dat U sê U sal dit doen, dit is U wil en dankie dat U ons nou vervul. Amen.